Tanya, baie dankie dat jy vandag weer hier by ons kan wees oor 'n baie belangrike potgooi. En hierdie potgooi gaan oor hoë bloeddruk. Nou, as ek weer iemand kry wat in doodse vrees leef oor hoë bloeddruk, dan weet ek nie wat ek gaan doen nie, want in my beskeie opinie, en gelukkig het ek literatuur wat my ondersteun, is hierdie saak van hoë bloeddruk iets wat heeltemal verkeerd is, en iets wat ons heeltemal moet aanspreek en in perspektief stel, sodat mense ophou vrees vir die dood en ophou vrees om natuurlike produkte te gebruik om gesond te word. Dis mense wat absoluut net mooi in die doodse vrees lewer, omdat iemand vir hulle gesê het hulle gaan doodgaan as hulle nie dit doen of hulle gaan dat doen nie. Ek het die stelling op die blad gemaak dat daar nie iets soos hoë bloeddruk bestaan nie, en dit was 'n verskriklike wilde stelling en ek staan daarby. Maar ek moes literatuur gaan kry om te bewys dat hoë bloeddruk bestaan nie. Maar dat daar wel oorsake is wat hoë bloeddruk veroorsaak, dit bestaan wel. En dit is die doel van hierdie praatjie. En vele van hierdie goed het nie medikasie nodig nie. Vele van hierdie goed het baie eenvoudige kundigheid, kennis en minerale nodig om hoë bloeddruk aan te spreek. Die feit is dat meeste mense het nie naby genoeg magnesium in hulle kosse nie. Die hoeksteen en die grondslag van alle hartgesondheid lê binne die hoeveelheid magnesium wat in die liggaam beskikbaar is. Hoeveel mense se kardiovaskulêre gesondheid is onder druk en is op vir medikasie vir bloeddruk en hartverwante siektes omdat hulle nie magnesium in hulle bloed het nie. Die moeilikheid met magnesium is jy kan hom nie toets nie. En dis waarom hy dalk onderbeskryf of voorgeskryf word wanneer daar vir mense met hulle gepraat word oor hoë bloeddruk. Hierdie skrywe en wat ek op die blad gaan plaas en hierdie potgooi te doen om die belangrikheid van magnesium in die moderne samelewing te verduidelik en die inname daarvan aktief te bevorder in 'n holistiese benadering, met ander woorde 'n natuurlike benadering om natuurlike kardiovaskulêre gesondheid te bevorder. Bloeddruk en ander kardiovaskulêre toestande is 'n oorsprong, begin en eindig by die rol wat magnesium in hulle bloed en in hulle liggame speel, waarskynlik 99,9% daarvan. Die rol van magnesium in funksioneel en sy funksionaliteite in die liggaam is uiters belangrik. 'n tekort aan magnesium in die liggaam het 'n ontwrigtende invloed op ongeveer 300 ensymatiese metabooliese funksies van natuurlike gesondheid. Magnesium kom baie algemeen in die natuur voor. Dit is 'n silwerwit metaalelement wat op die periodieke tabel gevind word, wat noodsaaklik is vir honderde biochemiese reaksies in die menslike liggaam. Dit is magnesium wat ook energieskepping veroorsaak en proteïenvorming en selfs die DNA binne in die liggaam kan herstel. Magnesium is die natuurlike biokragbron in die liggaam wat sorg dat ons biologiese gesondheidstelsels effektief en doeltreffend funksioneer, en ek gaan dit baie mooi verduidelik, dat hulle moet ophou vrees oor die dood wat oor hulle hang, omdat hulle sogenaamde bloeddrukprobleme het. Soos genoem is magnesium betrokke by sowat 300 ensymatiese funksies. Nou, miskien is dit nodig dat mense verstaan wat is 'n ensiem. 'n Ensiem is 'n klein proteïene wat die liggaamsprosesse se reaksie versnel sonder om in die proses te verander. Die heel belangrike ding om by ensieme te weet is dat spesifieke ensieme 'n spesifieke funksie het wat hulle uitvoer. Hulle voer net hulle eie funksie uit, sonder dat een ensiem 'n ander ensiem se funksie enigsins beïnvloed. En laat ek weer beklemtoon. Magnesium is betrokke by sowat 300 ensiemfunksies wat binne in die liggaam plaasvind. Nou, net om dit makliker te maak, in die alledaagse lewe oor wat is 'n ensiem? Ons weet almal van 'n vleisversagmiddel. En hierdie vleisversagmiddel is 'n ensiem wat ons papain noem, en dit kom uit papaja skille en uit pitte van 'n papaja.
Jy kan dit vind in ook dieselfde tipe van ensiem wat jy binne in pineappel kan vind. Dit verbreek die verbindings proteïenmolekules bymekaar hou in byvoorbeeld taaivleis. Daar's ensieme in wasmiddels. Ensieme in wasmiddels word as vlekverwyderaars gebruik om bloedvlekke, ander woorde proteïenvlekke, op te breek of om olies op materiaal op te los. Dis dieselfde wat ons het van ons bioenzyme wat ons gebruik hier in die fabriek. Amylase as 'n laaste voorbeeld. Wanneer ons voedsel inneem word die ensiem amylase in speeksel gevind. Die vermenging van voedsel met die ensiem wanneer gekou word katalyseer die vertering van koolhidrate wat binne in voedsel is. Dat ek 'n bietjie nader kom aan magnesium se funksie by die hart en bloeddruk. Daar is geen bekende nadelige gevolg vir magnesiumopname uit voedsel uit nie. Magnesium, en almal moet dit weet, is 'n superbrandstof by die kontraksie van hart en by verwante bloedvate. Magnesium stimuleer die hart se bioelektriese pompfunksie, waar kalsium die kontraksie en samentrekking van die hartspiere en die spiere in die bloedvatstelsel stimuleer, is magnesium die mineraal wat die kontraksie van organe of van die bloedvate weer laat ontspan om die pompaksie te voltooi. Onmiddellik kan hier afgelei word wanneer 'n kalsium die kontraksie in die spier, en onthou jou bloedvate is ook maar spiere, en daar's nie genoegsame magnesium om die kontraksie te kanselleer nie, 'n opeenhoping van bloed in die bloedvate veroorsaak word. Ander woorde, kalsium veroorsaak die kontraksie en daar trek die bloedvat styf, want daai bloedvat moet nou ontspan en dit is magnesium wat daai bloedvat nou moet laat ontspan sodat hy kan verbreek en om die bloed te laat deurvloei. As hoë bloeddruk beskryf word, is eintlik 'n magnesiumtekort om die are in die liggaam te laat ontspan. Dis baie duidelik as jy jou tuinslang aan 'n kraan koppel, volop, en jy druk die punt toe, dat daar net 'n klein bietjie water vooruitkom, dan bou die drukking agter in die tuinslang op. En dit is hoë bloeddruk. Die gaatjie daarvoor, wat oop moet wees, wat deur magnesium oopgemaak moet word in die bloedvate, is afwesig en dis hoe bloeddruk ontstaan. Die rol van kalsium is baie belangrik. Kalsium se bydrae sal later in baie meer detail bespreek word en ook in meer konteks by sy rol in bloeddruk in bene, tande en kardiovaskulêre toestande. Daar is duidelike gevare by kalsium by betrokke en as ek dit sê, dan moet onthou, dit is kalsium wat die kontraksie veroorsaak, maar dit is ook 'n kalsium wat in die bloedvate opgebou word, wat hulle sogenaamd baie maklik as cholesterol beskryf en wat die verstoppings veroorsaak. Dit is so, maar dit bou op wanneer die bloedvate nie kan ontspan nie en nie die kalsium kan uitblaas nie, dan bou dit op. In hierdie praatjie wil ek baie graag net klem lê oor die rol wat kalsium speel by die kontraksies van die hart en ook van die bloedvate en die spiere van die bloedvate. In die moderne samelewing word bloeddruk of hipertensie, borspyn wat ook angina genoem word, as ook onreëlmatige hartklop aritmie met chemiese kalsium kanaalblokkeerders as voorskrifmedikasie beheer. Chemiese kalsium kanaalblokkeerders. Genoegsame magnesium wat ons elke dag moet inneem, wat ons nie kan meet nie, is moeder natuur se natuurlike kalsiumblokkeerder. Dis hoe dit is. Magnesium verlaag die weerstand in die bloedvate deur die tempo waarteen kalsium in die hartspier en in die bloedvate se wande opgeneem te word om te kontrak, om te pomp, om dit te vertraag. Dit veroorsaak as magnesium sy rol kan speel, dat bloed deur ontspanne en breër bloedvate makliker kan vloei. Jy het nie ander goed nodig nie, jy het magnesium nodig. As jy 'n hoë bloeddruk het, jy 'n magnesiumtekort. Die moeilikheid is, ons weet nie hoe om magnesium in die liggaam heeltemal te meet nie. En die wonderlike hiervan is, jy kan nie 'n oormaat van magnesium in jou voedsel inneem nie. Die probleem is net, ons maak nie meer groente en goed soos in die verlede nie. Aan die ander woorde, die magnesium wat in groente moet voorkom is bitter min, want kosse word met kunsmis voorberei. So ons opname van magnesium is bitter min en dis waarom ons magnesiumprodukte in die fabriek
aanbeveel. En dis waarom ons ook van magnesium praat, of Engelse sout wat 'n ander tipe magnesium is, om die kolon in die lewer en in die liggaam skoon te maak. En nog 'n belangrike faktor van magnesium is dat beheer ook die hartritme. Magnesium is bekend vir sy kalmerende effek op die liggaam. Ons badsoute, as jy in 'n bad gesit het, 20 minute lank, lekker warm bad, dan detox jy. En as jy daar uitklim, slaap jy bitter lekker. Magnesium verminder die invloed van kortisol wat deur die byniere afgeskei word, kalmeer streshormone in die liggaam wat met neurotransmitters meng en byna 'n direkte interaksie het met die brein. Magnesium is betrokke by talle reaksies in die liggaam waar inflammasie natuurlik beveg moet word, en magnesium is instrumenteel in die lewer by die produksie van cholesterol. In die brein het cholesterol nodig. Jy moenie inmeng nie, die lewer vervaardig die liggaam se cholesterol na gelang van wat die brein vir hom sê. Ek het reeds 'n praatjie oor cholesterol gemaak in die skade wat cholesterol medikasie doen. Magnesium is dus krities by die produksie van cholesterol wat breinvoeding is en van uiterste belang is by die herstel van wonde en by sere. Ek het in die begin gepraat daarvan om deur te sê dat magnesium is die biokragbron van die liggaam. En nou sal mense wonder oor waarvan praat ek nou? Onthou jy dat jou liggaam is 'n autonome stelsel. Hoekom klop die hart? Hoekom werk die darmkanale? Hoekom haal die longe asem? Daar's 'n biokrag daar agter hulle wat veroorsaak dat die hart kan klop. Magnesium is die bioelektriese spierstimulant waaroor bloeddruk gaan. Die vermoë van die hart verwante bloedvate om met genoegsame kontraksie en ontspanning bloedvate te pomp hang af van hulle bioenergie, en bioenergie is nodig om hierdie funksies uit te voer, en bioenergie ontstaan by die vermoë om hierdie bioenergie op te wek met magnesium. Magnesium wat in die bloedstroom opgeneem word, veroorsaak die produksie van die ATP molekule. En dit is nou 'n vreeslike belangrike naam, maar dis adenosine trifosfaat in die liggaam. Kom ons noem dit net die ATP molekule. ATP is die energiemolekule wat selle gebruik om hulle funksies te voltooi. En dit moet nou baie mooi verstaan word. Selle in die liggaam het energie nodig om cellulêr te kan asemhaal en cellulêr om voeding te kan fermenteer. Dit gebeur nie net nie. Iets moet energie gee dat hierdie prosesse kan plaasvind. Die ATP is die energiemolekule vir alle cellulêre aktiwiteite, en onthou, jy het meer as 300 biljoen selle. Maar hierdie is die kuns, en dis hier waar die gebruik van water belangrik is. Die ATP-molekule moet egter met 'n watermolekule hidroliseer. Ek wil graag dit beklemtoon. Met ander woorde, hy moet met hom meng sodat die ATP-molekule omgeskakel kan word na 'n ADP-molekule of adenodifosfaat. Hierdie hidrolisering van die ATP veroorsaak bioenergie. Bioenergie veroorsaak dat die hart in die bloedvate pomp, deur spiere saam te trek en ook suksesvol te laat ontspan. Die vervaardiging van die ATP-molekule deur magnesium is die primêre bron van die liggaam se produksie van bioselenergie. Magnesium in die vorm van ATP is noodsaaklik vir cellulêre asemhaling en cellulêre fermentasie soos genoem. Dit is om suurstof in voeding in die selle met bioenergie op te neem, bioenergie af te breek, bioenergie uit te skei. Dit gebeur nie net sommer nie, dit het energie nodig. Aan die ander woorde is 'n bioelektriese kragstasie, en dit is wat ons die skieus hier by die fabriek mee meet. Ons meet die bioelektriese toestand van die organe en van die bloedvate en van 'n horde goed wat ons in die skieus opneem. Niks kan sonder bioenergie gebeur nie, en as daar nie energie is nie, is die sel dood. Wanneer die liggaam dan nie genoegsame magnesium aan sy selle lewer nie, sal die opname van suurstof en voeding as bronne van lewensenergie talle biologiese en gesondheidsprobleme veroorsaak. Aan die ander woorde,
Magnesium is krities betrokke by die vervaardiging van bio-energie, sodat suurstof verwerk kan word, voedsel in die liggaam verwerk kan word. Maar hierdie ATP-molekuule het nog 'n ander belangrike funksie ook. Die vervaardiging van die ATP-molekuule deur magnesium is ook die molekuule wat die liggaam se kommunikasienetwerk tussen selle skep. Die kommunikasienetwerk van selle kommunikeer en reguleer honderde biologiese liggaamstelsels. En dit sluit in bloeddruk, balansering van bloedsuiker, die uitvoer van belangrike spier, brein, orgaan en vele senuweefunksies in. Magnesium. Magnesium wat die ATP-molekuule vervaardig, en hierdie ATP-molekuule veroorsaak dat daar in die liggaam 'n kommunikasienetwerk ontstaan en sodat baie belangrike biologiese funksies intrasellulêr tussen die selle uitgevoer kan word. Kom ons noem net 'n paar, sommer so ter opsomming, want ek weet nie hoe ver ons hardloop al met die ding nie. Magnesium in kardiovaskulêre gesondheid, net as 'n opskrifie. Magnesium se bydrae tot hartgesondheid beïnvloed byna al die aspekte van kardiovaskulêre funksies en die hart se gesondheid. En wie het dit al ooit vir jou gesê? En weet jy dit? Doen jy iets omtrent dit? Jou bloedvate en jou hart is krities belangrik om horde biologiese funksies in jou liggaam suurstof te gee, voeding te gee, om hormone af te lewer, om voedingsstowwe af te lewer, om afvalstowwe te eis, om gasse af te lewer, om jou skoon te maak. 'n Biologiese funksie. Magnesium is by ieder en elk van hierdie goed betrokke. Hierdie is belangrik. Magnesium help om 'n normale hartritme te handhaaf, want in sy kern is die hart 'n elektriese pomp. Dis al wat hy is. En hierdie pomp moet gesinkroniseer word sodat die hart die handhawing van 'n bestendige ritmiese hartklop met 'n noukeurige balans van elektrolyte kan handhaaf. En binne in die hart, en ek weet nie hoeveel mense weet dit nie, is daar 'n sinusknoop en hy benodig magnesium om die korrekte ritme van die hartspier te vestig. Met ander woorde, jy kan weer aflei, as daar nie magnesium is nie, dan kan hierdie sinusknoop wat die ritmiese hartklop in jou liggaam moet bevorder en handhaaf en hou, nie sy werk doen nie. Magnesium as 'n noodsaaklike elektrolyt help om hierdie delikate balans in die liggaam te beheer. Magnesium help om die behoorlike vloei van elektriese impulse in die hart egalig en ook gelyk te hou, sodat die hart nie onreëlmatig kan klop nie. Baie mense praat van hartklop en van afwykings. Magnesium is soos 'n geleier wat die hartklop sinkroniseer en funksioneel hou. Ek kan nie genoeg die belangrikheid van magnesium in die liggaam beklemtoon nie. Jy's dood as jy dit nie het nie. Sodra daar te min magnesium in die hart en in die bloedvatstelsel is, ontstaan onreëlmatige hartritmes wat ook fibrillasie genoem word. En daar's ook ander abnormaliteite. Mense met magnesiumtekorte is daarom geneig tot fibrillasie en tachykardie. Wanneer 'n persoon se hartritme onwillekeurig raak en onreëlmatig pomp, ontstaan daar ook die toestand van aritmie. Tachykardie is een van die toestande van hierdie afwyking. En dit is baie groter as wat ek tans hierso beskryf. Dis die mediese naam vir verhoogde hartklop wat by vele kardiovaskulêre siektes gevind word. Onthou, dit kan nou maklik ontstaan wanneer jy 'n mooi meisie sien, dan mag jou hartklop ook buite beheer gaan. Dit is ook tachykardie. 'n Versnelde hartklop is nie in alle gevalle 'n siektetoestand met patologiese omstandighede nie. So, wanneer jou hart dan nou klop, moet nou nie dink jy is nou besig om dood te gaan nie. Tachykardie kan natuurlik ontstaan wanneer daar 'n toename in die vlak van adrenalien in die bloed inkom, soos wanneer jy skrik, verhoogde kortisol wat deur die byniere afgeskei word, stres in die algemene lewe wanneer jy jou vir iemand vererg, oormatige fisiese aktiwiteite, sport en die ontstaan van
emosionele toestande, dat jy met ander woorde jou kop nou verloor oor emosionele toestande. Kom ons beklemtoon weer magnesium se rol. Dit ondersteun en handhaaf gesonde bloeddruk. As daar nie genoegsaam magnesium in jou liggaam is nie, sal jy onder geen omstandighede die bloedvate kan laat ontspan nie. Sal jy nie met ander woorde die bloedvate verbreer sodat die bloed makliker kan deurvloei en jy normale bloeddruk kan handhaaf nie. Magnesiumtekorte veroorsaak dat bloedvate lei tot vaskulêre konstruksie. Nogal 'n snaakse konstruksie met 'n I. Dit is waar bloedvate tydens 'n hartklop vastrek. Seize, met ander woorde, as die mechanics dit so wil verstaan, en hy vasseize daar, maar hy skop nie los dat die bloed kan deurvloei nie. Dit is nou waar hoë bloeddruk ontstaan. 'n Magnesiumtekort lei tot vaskulêre konstruksie waar bloedvate tydens hartklop vastrek en daarna nie ontspan om die bloed deur te laat nie. Hierdie konstruksie, weens te min magnesium, maak dat bloed opeenloop en versamel. Maak dit moeilik vir bloed om vrylik in die liggaam met al sy voedingsstowwe en suurstowwe en alles wat in bloed teenwoordig is te vloei. 'n Versameling en opeenhoping van bloed veroorsaak dat bloeddruk verhoog word. Dit veroorsaak ook dat afvalstowwe agterbly en inflammasie deur die hele liggaam ontstaan en die vrye radikale se invloed. Magnesium verminder inflammasie in die kardiovaskulêre stelsel. Die mens is en hy word wat hy eet. Die moderne westerse kitskosse en gereserveerde voedsel versteur die liggaam se alkaliese balans en by die liggaam se pH-balans, wanneer dit versteur word, ontstaan daar wanorde en dit ontstaan daar dan inflammasie. En wanneer die pH uit is, waarskynlik deur suurvoedsel wat 'n mens inneem en die alkaliese balans wat ontstaan, wanbalans wat ontstaan inflammasie. Kyk na jou vinger, as daar 'n splint in jou vinger is en hy swel op. Normaalweg sal jy jou vinger kan gebruik, maar wanneer daar inflammasie in hierdie vinger is en hy swel op, dan is die vinger nie so elasties soos wat hy moet wees nie. Nou wat daarvan is jou bloedvate deur die kosse en die goede wat jy inneem, inflammasie opdoen en nie sy funksie kan uitvoer nie. Hy kan met ander woorde nie vastrek nie en hy kan ook nie behoorlik ontspan nie. Dis waarom die pH-balans in die liggaam van kardinale belang is en waar ons ook na mense dieet moet kyk, dat jy alkaliese dieet moet volg. Magnesium is werklike robuuste anti-inflammatoriese natuurlike produk wat nie net die kardiovaskulêre gesondheid versterk nie, maar ook die inflammasie in jou bloedvate beveg. Hierdie studies bewys dit, hulle noem dit die C-reaktiewe proteïen, verlaag inflammasie om in die liggaam natuurlik. En daar's baie studies en die studies sal ek op die blad plaas en ek sal dit ook op die blog plaas wanneer ons hierdie skrywe daar plaas en mense kan gerus daarna gaan kyk. Nog 'n belangrike faktor is, en veral by die atlete en mense wat oefeninge doen, magnesium ondersteun doeltreffende spierfunksie. Die hart, die mees kritieke spier in ons liggaam, benodig soos vele kere nou al gesê, magnesium vir die behoorlike samentrekking en ontspanning. Hierdie mineraal, magnesium, help met die oordrag van die bioelektriese spierimpulse, wat verseker dat bloed uit die spiere in en uitgepomp word en dat dit gevoed word met minerale en die nodige dinge om spiere te voed. En dan, magnesium verminder ook die risiko van arteriosklerose. En arteriosklerose is maar net 'n spoggerige naam vir verstopte are. Dit is 'n stille en sinistere bedreiging en 'n moordenaar in die algemene westerse lewe, omdat mense nie van beter weet nie. Verstopte are is soos verkeersknope binne ons bloedsnelweë, wat potensiële hartprobleme kan en sal veroorsaak. Magnesium kom egter na vore as die onbesonge held in hierdie verhaal. Want magnesium speel nie net 'n rol in die gladde vloei van ons bloedsomloopstelsel nie, maar daar is toenemende bewyse wat dui dat beskermende voordele daarvan verhoed dat skadelike stowwe in die arteriale wande opgebou word.
Magnesium is 'n sleutelspeler om arteriële bloedwees skoon te hou, wat dit moontlik maak om die komplikasies soos verstoppings, hartaanvalle, beroertes en al die goed wat ons in 'n wonderlike westerse samelewing het, dat dit opgedoen word. Daar's 3 ander aspekte wat ek net vinnig aan wil raak, Tanya. Die een is magnesium bestry ook oksidatiewe stres in die liggaam. Nou, hierdie groot naam, oksidatiewe stres, kan vergelyk word met roes in die liggaam. Oksidatiewe stres fokus veral op die hart en die ingewikkelde netwerke van vate wat dit voed, bloedvate nou natuurlik. As dit nie gekontroleer word nie, hierdie roes, kan dit die weg baan vir vele kardiovaskulêre komplikasies. Voer jy magnesium in met al sy kragtige antioksidante, dan verwyder hy hierdie vrye radikale natuurlik en hy verwyder oksidatiewe stres, en dit is soos om ons hart wapenrusting te gee teenoor dit wat ons inneem in voeding of in afvalstowwe of in ons moderne westerse dieet, in 'n hoë suikerdieet. Jy dit nou wil glo of nie, magnesium verbeter laastens ook ons energieproduksie. Ons harte is onvermoeide werkers wat voortdurend deur ons lewens slop. Dit vereis 'n konstante energiebron wat ATP produseer. Magnesium is deurslaggewend in die skep van ATP bioelektrisiteit om te verseker dat ons harte die energie het om optimaal te verseker. Elkeen van hierdie rolle bewys veelvuldige voordele vir magnesium vir die hart en beklemtoon die belangrikheid daarvan in 'n holistiese manier. Magnesium se invloed is onteenseglik beduidend, of dit nou hartritme handhaaf, of dit inflammasie verminder, of produksie of energieproduksie bevorder, dit is daarbey betrokke. Dit is baie moeilik om magnesiumtekorte binne in die liggaam te meet. Ons kry dit nie reg nie. En dis waarskynlik waarom dokters dit ook nie so baie aanbeveel nie. Maar die literatuur is daar, en ek gaan die literatuur oor hierdie ding plaas, oor hierdie bewering wat ek gemaak het, dat daar nie 'n ding soos hoë bloeddruk is nie, maar daar is oorsake wat so 'n toestand veroorsaak. En hierdie oorsake begin met 'n skoon liggaam, want daar's 'n verskeidenheid ander faktore wat ons binnekort ook gaan aanspreek, want jy weet die kou van kos en die noodsaaklikheid van kos en die rol van water, die rol van bio-elektriese impulse, elektrolyte wat benodig is, kurkumin, wat die inflammasie wat ons gebruik in ons kankerpakket, wat aktief inflammasie beveg, bloedverdunner se gevolge, wat 'n baie gevaarlike ding is, en natuurlik die rol van inflammasie. So dis nie die laaste keer dat ons oor die onderwerp gaan gesels nie. Dis 'n wye onderwerp, en dis 'n onderwerp wat mense baie gerus kan noukeurig, krities bestudeer, na die literatuur gaan kyk wat gebruik is, en gaan kyk na die magnesiumprodukte wat EcoHealth aanwend. Kyk na die kosse wat ryk is in magnesium. Maak seker dat jy eenmal 'n maand met magnesium jou bloed skoon maak, soos die ou mense gesê het, met 'n Engelse soutpurgasie, veral met magnesium, ook jou lewer, wat ook 'n kritieke rol in hierdie faktor speel. En maak magnesium bewustelik die koning van jou hart en van jou gesondheid. Dankie vir vandag, Tanya.